ons praat dan vanmôre oor selfverloning. Nou, as ek moet begin, wil ek sê jy moet opgewonde wees, want hier gaan iets uitkom wat jy nie besef het van selfverloning nie. Hoe werk selfverloning? Jy al gelees die Bybel van selfverloning. Nou as jy net die woord noem, selfverloning, dan klink dit so, oh my soul. Dan klink dit soos een van daai moeilike woorde, selfverloning. Dit is amper swaar oor die lippe, selfverloning. Wat is selfverloning? Hoe kom ek myself? Dit klink soos een van daai goed uit, wat net vir jou buite jou bereik is. Hoe kan ek ooit by selfverloning uitkom? En tog is dit baie belangrik. Maar jy sal sien, ek skryf ook daar, die swaar woord wat lig word. OK, nou, hy begin swaar, selfverloning, want jy dink aan die woord, maar nou gaan ons ook kyk waar dit moeilik klink en wat Jesus self sê op die volgende blad. OK, waar dit moeilik klink. In Matteus 16 vers 24 tot 25, sê Jesus self, hy sê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Ek wil net hê julle moet daai sal dit terugkry so onthou wanneer ons 'n bietjie verder gaan. Maar jy gaan vanmôre iets fantasties leer. As jy wil, neem hierdie goed af wat jy gaan vanmôre leer. Jy gaan iets leer oor jouself en oor die Here wat jy dalk nog nooit so gesien het nie. En dan is daar nog 'n plek in die Bybel waar dit moeilik klink, waar Jesus dit herhaal in Markus 8 vers 34 tot 35. Wat hy sê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. OK, so dit klink nog moeilik. Hoe werk hierdie selfverloning? Wat moet ek nou doen? Wat moet ek nou prys gee? Hoe werk hierdie storie van die selfverloning? Wat moet ek maak? Dan gaan ons na die volgende blad toe, waar die woord swaar is. Waar dit swaar is en wat baie mense se interpretasie is ook hierdie, is dat selfverloning eintlik vir net die hoë geestelikes is. Iets wat ek nou nie kan by uitkom nie. OK? Dit klink so moeilik. Klink dit nog vir jou ook moeilik? Alraai, dit klink nog so moeilik. Hoe gaan ek daarby uitkom? Hoe gaan ek dit aanraak? Hoe gaan ek daarby uitkom? Dit klink so hoog, man. Klink so wat die grootste heiliges is hierdie selfverloning. Moet ek myself straf, is asof jy voel dat jy jouself wil straf om naby aan God te wees. OK? Moet ek myself straf? Moet ek myself verraai? Moet ek myself prys gee? Moet ek my identiteit opgee dan nou om by selfverloning? Dit klink vreeslik. Dit klink so swaar en so vreeslik. Hierdie selfverloning, dit voel so asof ek iets moet gee waarby ek nie gaan uitkom nie. En tog wil jy dit ook maak. OK, ek dink is die een in die kerk wat dit nie wil maak hier, dis kom ons sê, ons wil dit maak. OK. En jy sien ons dat dit klink so moeilik, maar dis juis die misverstand. En dis juis wat selfverloning nie is nie. Op die oog af kan jy dit so interpreteer? Kan jy dit so sien? Natuurlik kan jy. Maar as jy nou mooi bietjie dieper gaan, dan gaan jy agterkom dat selfverloning is baie meer as dit. Onthou julle, ek het vir julle gesê, onthou die woordjie terugkeer. Onthou julle, ek het gesê in die begin, onthou die woord terugkeer. Daar, toe ons gelees het in Markus 16, waar ons gesê het, hy sê, maar terwille van my verloor, sal terugkeer. Nou terugkeer na wat toe? En dan gaan ons na die volgende bladsy wat vir jou sê, wat selfverloning is.
Selfverloning is nie die einde van jou nie. Hoor wat ek jou sê? Selfverloning is nie die einde van jou nie. Dis die begin van die ware jy in Christus. Dit is die begin van jouself, okay? Selfverloning kan maklik klink na selfhaat, maar dit is nie selfhaat nie. Dit is selfherstel. Wow! Hoor jy wat ek vir jou sê? Selfverloning is selfherstel. Dis waarop selfverloning neerkom. Selfverloning is nie vernietiging van jou identiteit nie. Dis die terugkeer na jou ware identiteit. Ek het mos gesê terugkeer, onthou julle die woord terugkeer? Wat ons gesê het, terugkeer na wat? Dis die terugkeer na jou ware identiteit. OK, nou hier is nou die ding rondom die ware identiteit en die valse identiteit. Ja, daar is twee identiteite. Volgende bladsy, die ware jy en dan is daar die valse jy. Nou hierdie moet jy afneem, neerskryf, plan maak, hierdie gedeelte met jou. Ek sê die volgende, die valse jy is die weergawe van jou, wat gevorm is deur pyn, vrees, verwerping, teleurstelling en prestasie. Dit is die jy wat jy aangeleer het om te wees, om te oorleef. Maar nie die jy wat God geskep het nie. So daar's die jy wat God bedoel het en wat God geskep het, en dan is daar die jy wat die lewe in die wêreld getref het. As julle saam met my? Alright, julle nog by my? OK. Nou, as ons dan nou kyk na hierdie twee weergawes van jouself op die volgende bladsy, daar ek noem dit twee weergawes van jouself. Nou hier is die ding, ons almal dra twee weergawes van onsself. Wow, wat sê ek vir jou? Ek sê ons almal, dis die een, dit sluit my in hoor. Ek is laat nie so oulik soos ek lyk nie. Ons almal dra twee weergawes van onsself in ons. Een is die valse self, wat deur die wêreld gevorm is, en die ware self, wat deur God oorspronklik geskape is. Die valse self leef uit vrees, maar dis vrees om nie genoeg te wees nie. Hallo? Vrees om verwerp te word. Vrees om beheer te verloor. Maar die ware jy leef uit selfaanvaarding en uit vrede, uit sekerheid, uit rus in God se liefde. En dit is die grootste sekerheid wat jy moet verstaan. Nou het ek so 'n klein diagram opgestel, net dat jy kan sien wat is die vals self en wat is die ware jy. Die vals self leef uit vrees, ja, vrees om verwerp te word, vrees al hierdie goeters. Leef uit vrees. Die ware jy leef uit liefde. Die vals self wil homself bewys. Jy wil homself bewys om aanvaar te word. Moet jouself heeltyd bewys en jy werk hard om jouself te bewys. Jy wil jouself wys. OK? Maar die ware self weet hy is reeds aanvaar. Die valse self bou vreeslik beskermings op en is altyd reg om homself vinnig kort die middag om homself te verdedig. Gelukkig praat is mos nie sulke mense hier nie. OK.
Maar die ware self vind rus in God. Die valse self reageer uit sy pyn, uit sy onsekerheid, uit sy ou self uit reageer hy. Maar die ware self moet reageer uit geloof uit. OK. Die valse self is geneig om prestasie hulle identiteit te maak. Ek moet presteer, dit gaan oor prestasie, ek moet dit doen, ek moet wys, hoe is ek moet wys, ek moet presteer, al die pad moet ek, dan gaan dit oor prestasie. Waar die ware self sy identiteit is nie in prestasie nie, maar in Christus. Die valse self wil in beheer wees, want hy is bang om beheer te verloor, want nou sien iemand agter die masker. Die ware self het eerder 'n oorgawe aan die Here. Die valse self het 'n masker wat wegsteek. Maar die ware self het 'n eie egtheid, oorspronklik wat God bedoel het. OK, is iemand julle nog hier? Leer julle al iets? OK, kan ons die Here lekker lof gee sover? En ek kyk of julle nog hier is. Julle nog by my? Alright, ek gaan julle lank hoor, bly net by my. Dan kom ons uit by die volgende: selfverloning is toe nie om jou te straf nie, soos wat ons dit maklik kan interpreteer. Dis om die ware jy uit te bring, terug te keer, as dit onthou die woord terugkeer, terug te keer na wat God eintlik vir jou bedoel het. OK? Nou, hier is so 3 manne wat ek so uitgehaal het, net so vinnig as 'n voorbeeld, om dit so kort as moontlik te stel vir julle, wat ook in 'n ou self was, en toe het hulle by die ware self in Christus uitgekom. Dan kyk ons na Petrus. Petrus van impulsief en selfbeskermend tot nederig, vry en gehoorsaam. Dan kyk ons na Gideon, wat hy skree, hy sê ek is te klein, ek is die kleinste, ek is te klein. Tot die Here is met my, verander hy. Dan kyk ons na Paulus, van prestasie gebaseerde identiteit tot Christus gebaseerde identiteit. Mense wat 'n valse self gehad het en by die ware jy uitgekom het. OK, en waar hulle dit so bedien het. Nou, weet jy wat nou baie belangrik is, hoe kom ek by selfverloning uit? Jy sien, voor jy by selfverloning kan uitkom, nou klink dit al lekkerder. Dit klink nou al beter, dit klink nou al lekker, dit is nie so swaar nie, nee. Vir my voel dit of ek wil nou kyk na hierdie ding, hoor. Miskien moet ek dit nou oorweeg, hoor. Ek wil nou bykom. Alright, julle by my. Alright. So, wat belangrik is van selfverloning is, jy moet sien wat God se oë sien oor jou. Het dit gebeur? Jy moet jouself nie meer deur jou eie oë sien nie, maar jy moet jouself deur God se oë sien. Dan gaan jy by selfverloning wil uitkom, en dan gaan ons na die volgende bladsy, wat sê wie jy werklik in God se oë is. OK? Wie jy werklik is in God se oë. Dan sê ek daar, God sien jou nie deur jou foute, vrese of verlede nie. Hy sien jou soos hy jou nog altyd bedoel het om te wees. Dis hoe hy jou sien. Geef vir die Here lekker lof, man. Come on. Dis hoe dis die Here jou sien. Wil jy weet hoe die Here jou sien? Jy gaan soms verskrik vanmôre om te weet hoe die Here jou sien. Jy dink jy's jou boet, jy moes al lank al bygekom het. Jy moet al lank 'n plan gemaak het. Dit ek vir jou wonderlike ding. Hoe sien die Here jou? In die eerste plek sien die Here jou geskape na sy beeld. God het die mens geskape na sy beeld. Genesis 1:27. Jou oorspronklike identiteit is eintlik heilig,
waardig en doelgerig. Hoe sien die Here jou nog? 'n meesterstuk. Ek vra nie jouself sien nie. Ek vra nie wat ander hoe jou dink nie. Ek sê jou God jou sien. God sien jou as 'n meesterstuk. Ons is sy maaksel. Daar's die vers daar by Efesiërs 2 vers 10 jy het gelees. Ja, jy is uniek, doelbewus ontwerp en 'n goddelike kunswerk. Wow! Ag, gee die Here lekker lof vir daai Here. Wow! Is dit nie so nie? Alright. Luister mooi. Jy's volledig geken en geliefd. Here, ek raak te opgewonde hoor. Ek raak te opgewonde. En geliefd, voordat jy gevorm is, het ek jou geken, sê die Here. In Jeremia 1 vers 5 kan jy dit lees. God het jou identiteit bepaal, lank voor enige pyn jou gevorm het. Wow! Wow! Mag jy dit vat? Hoe sien die Here jou? Ja, die Here sien jou as duur gekoop. Jy is duur gekoop deur die bloed van Jesus. 1 Korintiërs 6 vers 20 staan dit so mooi. En dan wat ek daarby wil sê is, jou waarde is gemeet aan Christus se bloed. Jy is kosbaar. Jy is so kosbaar dat God sy enige gebore seun gestuur het om gekruisig te word vir jou aan 'n houtkruis sodat jy kan lewe, man. Dis hoe kosbaar jy vir die Here is. Praat jy van my, pastoor? Ja, ek praat van jou, hoor. Jy. Jy's kosbaar. Hier sê ek 'n baie groot ding. Geregverdig verklaar. Ek sê geregverdig verklaar. Ons is die geregtigheid van God in Christus. Gaan lees dit 2 Korintiërs 5 vers 21. God sien jou nie as gebroke nie, maar as skoon, heel en aanvaar. Hoor jy? Want hy sien die oorspronklike. OK? En jy is geregverdig verklaar, beteken dit ek's nou net reg. Wel, die Here sit die persent voor jou. Jy moet net die persent oopmaak. Net jou, dit waar jou keuse lê. Maak jy die persent oop of nie? Maak jy jou oë oop oor hoe God jou sien of gaan jy aan om jou oë toe te hou vir wat jy self sien, wat jy self wil sien? OK? Dan gaan ons na die volgende toe. Sy geliefde kind. Julle het die gees van aanneming ontvang. Wat sê Abba Vader? Romeine 8 vers 15 kan jy dit lees. Met ander woorde, jy leef nie om liefde te verdien nie. Jy kan nie liefde verdien nie. Jy leef nie om liefde te verdien nie. Jy's lief vir jou kinders. Alles hulle so stout. Jy wil hulle aan die keel gryp party daar. Jy wil hulle ophang party daar. Jy wil hulle nou en dan 'n lekker pak slaag gee. Hulle verstaan nie wat jy altyd sê nie. As hulle ouer word, dan weet jy niks nie. Hallo? As hulle ouer word, gaan hulle doen wat hulle wil. As nou min amen. Maar bly jy lief vir hulle? You just can't help it. Jy bly lief vir die goed. Okay, whether you like it or not. Nou wat maak God anderste oor sy kinders? Hy bly lief vir jou. Maak nie saak wat nie. Jy is geliefd. Jy hoef nie liefde te verdien nie. By die Vader is jy geliefd. Hy het jou geken, het al hierdie goed, ek het dit vir jou gewys uit die Bybel uit. OK, wat sê God nog? Geroep met 'n doel. Goeie werk het hy vooraf vir jou voorberei, sê Efesiërs 2 vers 10. Met ander woorde, God het 'n pad en 'n plan en 'n betekenis vir jou lewe. God het 'n plan, 'n pad, 'n plan en 'n betekenis vir jou. Of jy daar gaan uitkom, hang van jou af.
Dit hang af waardeur gaan jy, deur watter oë kyk jy? Deur jou eie valse jy? Of gaan jy jouself begin sien deur God se oë? Okay? Hoe God jou nog sien? In sy hande, in progress, in 'n proses. Luister mooi. Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, hy sal dit volëindig, sê Filippense 1:6. God gee nie op nie, en hy gee nie op met jou nie. Hy is besig om jou ware self te vorm. Wat hy eintlik sê is, ek weet julle is nie perfek nie. Ek weet jy dit toe is ver van perfek af, maar ek weet jy's in progress. Ek weet jy's in die proses. Hallo? Hy weet dit. Net soos wat jy nie opgee met jou kinders nie, moenie verwag die Here moet opgee met sy kinders nie. Glo dit, spreek dit uit oor jou kinders. Sê vir daai seun wat so mal gaan, sê vir hom, seun, jy's nog in progress, hoor. Alright, is julle nog by my? Geliefd soos Jesus. Jy's geliefd soos Jesus. U het hulle lief soos u my lief het, sê Jesus in Johannes 17:23. So dieselfde liefde wat die Vader vir Jesus het, het hy vir jou. Hoor jy wat ek sê? Dis lekker om te weet. Ek like dit. So, ons kom nou naby aan die einde. En die volgende blad, as ons dit dan so moet opsom, hoe sien God jou? Geskep, geken, geliefd, duur gekoop, geregverdig, kind van God, geroep, gevul met die Gees, in proses, lief soos vir Jesus. Kan ons vir die Here 'n lof vir dit gee? Come on. Okay. Dis wat die Here in jou sien. En nou kan ons band kom maar vorentoe kom. Dis wat die Here in jou sien. Nou sien die verskil is, ons is geneig om vas te hak en deur ons eie oë en ons eie dinge waardeur ons gegaan het, stel ons 'n valse jy op en ons kyk deur daai oë na onsself. Ek is seker nou maar so. Ek het nou maar seker maar net 'n hiermeer. Nee, jy het nie maar net 'n hiermeer nie. Dis jy het nie 'n hiermeer met jou pa hiermeer gehad het nie. Dis toe nie die waarheid. Dis die vals. Jy kyk na die valse jy. Jy kyk na die valse onsekerheid. Maar wat van die ware jy? Waardeur God jou sien. En toe ek hierdie goed nou weer lees, en ek kontak het weer van voor, sê ek, Here, wow, Here, help my, ek wil sommer eerste weet. Ek wil sommer heel eerste aanmeld en sê, Here, ek wil by selfverloning uitkom. Dan gaan ons na die volgende bladsy toe, wat iemand geskryf het en is so mooi. Hy sê, there is a true self awaiting to be recognized and breathed into life by the Spirit of God.